Goeienaand, liewe vriende. Ek gaan nie vanaand kwaadlik neem as jy in 'n kombers toegewikkel is nie, want dit is regtig van gisteraf maar lekker koud. Vanaand is ons laaste geleentheid in hierdie Pinksterweek. Die eerskomende Sondag is Pinkstersondag, die dag waarop ons die uitstorting van die Heilige Gees gedenk. Maar vanaand is dit dan nou die laaste in ons tema-reeks van hierdie jaar. Ek wil graag vir julle voorstel, en Dominee Chris Engelbreg hier langs my. Dominee Chris en ek is nou kollegas in hierdie gemeente. Ons is al amper 18 maande in diens van die gemeente, maar net voor die Grendeltyd is ons amptelik beroep in 'n vaste termynposte. Hy is beroep as die pastor of die herder van die gemeente, ek is beroep as die leraar of die dominee in die sin van die woordverkondiging. So elkeen van ons het 'n besondere taak, en die Here het dit so beplan dat hy Sondagoggend die Pinkstersondagdiens vir ons gaan lei. Baie sterkte, en ons wil ook vir jou verseker, ons bid vir jou. Baie dankie, vir Sondagoggend. My liewe vriende, toe ek hierdie preek van vanaand die punt sit, toe is ek oorweldig met die wete hoe dat die Here, hoe dat Vader self beskik het oor hierdie tema-reeks. Ek kon so terugkyk, en dit is soos iemand ek is baie lief vir legkaarte en om legkaarte te doen. Weet, as jy 'n legkaart doen, dan sien jy nie die finale prentjie nie. Jy bou aan daai prentjie, en op die ou end is jy so gelukkig oor die prentjie en sy finale vorm wat jy sien. En natuurlik is dit die bouer wat dit geniet. Ander mense wat nie self gebou het, geniet dit nie, net soveel nie. Maar Vader het regtig van die begin af met die beplanning van hierdie tema-reeks, het ek maar net losstukkies en brokkies gehad, en hoe dat hy dit opgebou het in hierdie afgelope tyd, is vir my 'n groot wonder. En mag die Vader gee, dat jy net so oorweldig word deur die vreugde van hierdie finale prentjie, as wat ek is. Dis mos die werk van die Gees, om deur die krag van sy woord en die krag van sy Gees ook in iemand soos jy, daar by jou huis, jy dieselfde vervulling te gee van wete, hy is in beheer. Mag dit vir jou so 'n ervaring wees. Seën vir jou, en ek wil daarom saam met jou ons hoof buig, en dan bid ons saam, dat die Here ook vanaand sy woord vir ons duidelik sal bring. Vader, dankie dat U die een is wat U woord uitstuur. Dankie dat U die een is wat gekies het om deur die krag van die woord mense lewens te vernuwe. En dat ons nou soveel jare later nog steeds hierdie ervaring kan hê, hoe dat U woord kragtig werk in mense lewens. U woord is die enigste wat in hierdie tyd met sy moedeloosheid en sy hooploosheid vir mense kan vul met 'n nuwe visie. En daarom vra ons U, Here, seën ook vanaand die verkondiging van U woord asseblief. Amen. Daar's 'n baie mooi liedjie in ons liedboek, wat 'n beruiming is van Samuel se woorde, toe Eli vir hom gesê het, sê vir die Here, as hy met jou weer praat, spreek Heer, U diensknegt luister. Kom ons sing dit saam, in die afwagting dat die Here self vanaand met ons sal praat. Want die dienaar luister,
Kom ons blaai na Handelinge. In die boek van Handelinge, ons het gelees oor Handelinge 6 en 7, die hele geleentheid van Stefanus, en hoe dat die Here vir hom op 'n besondere manier gebruik het en gevul het met wysheid, die het ons gisteraand na gesien, en vanaand is die onderwerp, dat hy van ons iemand maak wat kan vergewe. So ons lees vanaand Handelinge, die 7de hoofstuk, dan nie daar aan die einde, dan lees ons van vers 54 af. Handelinge 7, vanaf vers 54. Toe die lede van die Joodse raad dit hoor, dis nou hierdie hele preek wat hy gepreek het voor hulle as verweer. Toe die lede van die Joodse raad dit hoor, het hulle woede op hulle tande geknars. Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het opgekyk na die hemel en die heerlikheid van God gesien, en Jesus wat aan die regterhand van God staan. Kyk, het hy gesê, ek sien die hemel geopen en die seun van die mens wat aan die regterhand van God staan. En toe het hulle hard geskreeu, hulle ore toegedruk, en soos een man het hulle op hom afgestorm, om die stad uitgesleep en gestenig. Die getuienis het hulle klere neergesit by 'n jong man met die naam van Saulus. En terwyl hulle vir Stefanus stenig, het hy geroep, Here Jesus, ontvang my gees. En toe het hy op sy knieë neergesak en hard uitgeroep, Here, moet hulle tog nie hierdie sonde toereken nie. En met hierdie woorde het hy gesterwe. Vader het dit so beskik dat ons met die afskop van Pinkstertyd, dis nou daai aand met Hemelvaart, met daardie diens het hy ons fokus ingestel daarop dat ons moet kyk na die koninkryk van God. Hou jou oog gefestig op hom. Soek allereers die koninkryk van God. En dan sal al die dinge in plek val. Al die dinge in hierdie wêreld sal as dit ware amper so van self in plek val. Hou jou oog gefestig op hom. Hy sal sorg. Stel jou verwagting op hom. En dit, dink ek, was vir Stefanus die stiekrag in sy onverskrokke optrede teenoor sy vervolgers. Ons lees hier in vers 55 en 56, vol van die Heilige Gees het hy opgekyk na die hemel en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat aan die regterhand van God staan. Kyk, het hy gesê, ek sien die hemel geopen en die seun van die mens wat aan die regterhand van God staan. Hy het sy oog op hom gevestig. Want jy sien, dis wat die Heilige Gees doen. Dis wat hy ook in hierdie Pinkstertyd vir jou en my in hierdie grendeltyd wil kom doen. Vat jou oë af van hierdie dinge rondom jou. Draai jou kop en kyk en sien hom wat op die troon is. Hy is nie paniekerig nie. Hy is nie onkant gevang nie. Hy is in beheer en Jesus staan daar langs hom. In Hebreërs sê die Hebreërskrywer dit mooi in Hebreërs 12 vers 3. Hou jou oog gefestig op Jesus wat so geweldige teenstand van teenstanders teen hom verdraai het. En dan sal jy nie geestelik moeg word en uitsak nie.
Here Jesus het vir jou en my geroep om in hierdie tyd, hierdie grendeltyd, hierdie unieke tyd, en hierna nog te leef as die mense, wat demonstrasiemodelle is van Jesus volgelinge, wat deur die Heilige Gees nuut gemaak is. Ons lees in Handelinge 6, vers 15, net voordat hulle vir hom sê, wat het jy vir jouself te sê, verweer jouself, en hy dan ook uit die geskiedenis 'n lang preek afgesteek het. Dan lees ons daar, hulle het na hom gekyk, hulle het stip na Stefanus gekyk, en wat sien hulle? Sy gesig het gestraal soos die van 'n engel. Dis wat God doen. Ons het gesien in 2 Korintiërs 3, dat daar staan, die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. En dis wat daar gebeur met Stefanus. Hulle kon duidelik hierdie stralende gesig Stefanus sien en weet, hy is met sy oog op die koninkryk van God gevestig. Want jy sien, jy kan nie in die Here se teenwoordigheid wees sonder dat dit jou aanraak nie. Moses se gesig het gestraal elke keer wanneer hy alleen eenkant saam met hom, saam met die Here God was. Sodat hy toe hy terugkom, moes hy 'n doek oor sy gesig sit. Want die mense kon nie na sy stralende gesig kyk nie. Jesus se gesig het gestraal op die berg van verheerliking. Toe Petrus en Johannes en Jakobus daar saam, en ook Moses en Elia saam met hom was. So straal die Here Jesus, en so wil die Heilige Gees ook jou lewe, soos die van Stefanus, 'n stralende mens maak. So skep Vader in ons 'n nuwe hart, 'n rein hart en 'n vaste gees. Die liefde van Jesus het die spulpunt geword van hierdie nuwe rein hart. Hierdie hart gedring deur liefde kan nie stil bly nie. Wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Hierdie vervulling gee vir jou 'n vaste gees, sodat Stefanus voortdurend kon aangaan en sê, so sê die Here. Rig jou oog op hom. Vestig jou verwagting op die koninkryk van God. En al hierdie ander dinge sal van self regkom. Deur die kragtige werk van Gods Gees. My liewe vriend, bid ek dat jy ook so gevul sal wees met wysheid. Die soort wysheid wat Stefanus ook gehad het, dat hulle geen verweer teen hom kon hê nie. Hulle was, so lees ons, hulle was nie opgewasse teen hom nie. Ja, jy getuig met die krag wat van bo kom, want julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal getuies wees, selfs tot aan die uithoeke van die wêreld. Dalk het Stefanus vir homself gesê, soos die volkshelden van die verlede Ester, kom ek om, so kom ek om. Die nuwe vertaling sê, as ek moet omkom, moet ek maar omkom. Maar ek moet sê wat die Here sê. En dis op met die oog op 'n tyd soos hierdie glo ek dat Stefanus diaken geword het. Hy, 'n man gevul met die Heilige Gees, en moes die Joodse raad na hom luister. U hoor, so glo ek het hierdie Joodse raad gehoor. En hierdie waarheid het baie diep seer gemaak. Veral toe hulle hoor dat hierdie stralende gesig Stefanus, dat hy sê, ek sien die troon. Ek sien God op die troon sit,
en by hom, aan sy regterhand, sy seun Jesus. En dan lees ons, toe begin hulle skreeu, toe begin hulle ore toedruk, vers 57, toe het hulle hard geskreeu, en hulle ore toegedruk, en soos een man het hulle op hom afgestorm. Sien, die waarheid het nie hier vir hulle vrygemaak nie. Hierdie waarheid het hulle egos baie seer gemaak. En so dat hulle op 'n eg menslike natuur reageer, met krag en geweld. Sagaria het reeds gesê in Sagaria 4 vers 6, nie met krag en geweld nie, maar deur my gees, spreek die Here. En daarom storm hulle op Stefanus af. Hulle sleep hom uit die stad uit, en hulle stenig hom. En steeds onder hierdie pynigende steniging, sien Stefanus die oop hemel. Sien hy die koninkryk van God op die troon. Sien hy vir Jesus as God se regterhand. En dis na hom wat Stefanus dan uitroep daar in vers 95. Terwyl hulle vir Stefanus stenig het hy geroep, Here Jesus, ontvang my gees. Onthou jy hierdie woorde? By die kruisiging het Jesus dieselfde gesê. Vader, in u hande gee ek my gees oor. Dis so asof Stefanus 'n demonstrasiemodel is van hoe het hy geword soos Jesus. Hy's wel nie gekruisig nie, hy's gestenig, maar in die hande van sy Vader gee sy gees oor. En dan gebeur daar iets waarvoor ek voel ek wil my ore toedruk. Ek wou al my ore toegedruk het toe Jesus aan die kruis gehang het. Toe hy gesê het, Vader, vergeef hulle weet nie wat hulle doen nie. So het Stefanus ook uitgeroep, moet asseblief nie vir hulle toereken wat hulle hier doen nie. Dis vers 60. Hy het op sy knieë neergesak, as 'n ware gekniel om te bid. En in hierdie gebed, al wat hy sê is, Here, moet hulle tog nie hierdie sonde toereken nie. En met hierdie woorde het hy gesterf. Sien jy hoe maak die Heilige Gees van Jesus volgelinge nuwe mense? Hoe gee hy hulle unieke kwaliteit van 'n hart? 'n hart gedring deur liefde. 'n hart wat sê, vergeef hulle, moet asseblief nie die straf op hulle laat afkom nie. En dit terwyl kom ek gebruik hierdie moderne woord, die default, die verstekinstelling van ons aardse harte, is om te sê, Here, stenig hulle, wat nou vir Stefanus stenig. Kruisig hulle, wat nou vir Jesus kruisig. Dis die verstekinstelling van ons harte. Daarom wil ek my ore toegedruk het, want van nature is dit die ding wat by jou opkom. Here, nee, moenie dit toelaat nie. Vee hulle plat met u hand. Stuur legioene van engele en vernietig hulle. My liewe medevolgeling van Jesus, Pinkstertyd, herinner ons, dit is die Heilige Gees met wie ons te doen het. En wat hy doen, is hy skep vir ons 'n rein hart. En in ons binneste 'n vaste gees. Hy vul vir ons met Jesus se gesindheid,
klein te wees in ons eie oë. Hy maak van ons meer as oorwinnaars. Hy herontwerp ons, gevul met Jesus se gesindheid, Jesus se wysheid, en hy maak van ons vergewensgesinde mense. Hy verander ons default. En ons nuwe verstekinstelling is, ek is so lief vir jou, al is jy hoe vyhandig teenoor my, ek is so lief vir jou, ek wil nie dat jy verlore gaan nie, ek bid vir jou, Vader, vergeef hulle. Here, skep vir ons hierdie nuwe harte asseblief. Want ons sit so baie van ons met bitterheid oor dinge wat ons nie kan vergewe nie. En u Gees het juis van Stefanus iemand gemaak wat 'n gewone mens ook in hierdie ellende van sy vervolging kon sê, vergeef hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Maak van ons ook sulke mense wat nie rekeninge opbou wat onbetaald bly nie, wat nie die kwaad bly toereken nie, maar liefhet en vergewe. Amen. My liewe vriende, ons gaan 'n lied sing, en ek wil vanaand vra dat jy saam met my die ou bekende lied, Ons Vader wat woon in die hemel. Ook in daardie gebed word daar so dringend gevra, leer ons om te vergewe, net soos wat u vergewe het. Kom ons sing dit, dis liedboek 266, Ons Vader wat woon in die hemel. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy u naam. Laat u rijk kom, u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood, en vergeef ons al ons skade net, soos ons vergewe die wat teen ons sonde. Laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose, want U is die ryk en die sterkte en die ere vir ewig en ewig. Amen. Vir ewig en ewig. Vriende, ek gaan vir oulaas vir jou vra om vanaand weer as gesin daar in jou huis saam te bid, want dis waarvoor hierdie Pinksterbidure is. Dis geleentheid vir gebed. En as jy gedring deur die Gees is vanaand om ook te bid vir hierdie besondere afronding wat hy as Gees van God vir jou moet gee, vir jou en jou gesin, vir alle wat na aan jou is, wat nie vandag by jou is nie, vir mense wat swaar op jou hart lê, wat sukkel, wat swaar kry, mense wat nie kan vergewe nie. Kom ons bid vir hulle.
Kom ons bid vir mekaar. Miskien vir julle kans. Ek gaan nou die seën oor jou uitspreek en dan los ek vir jou en jy gaan aan met jou geleentheid om saam te bid. Mag ek ook asseblief vir jou sê, dit is so dat die staatspresident aangekondig het, die kerke kan nou oop wees, of dat godsdienstige geleenthede nou weer kan begin. Maar ek wil vra dat jy rustig sal wag. Ons as kerkraad, sowel as die synode, wag vir die riglyne, sodat ons presies sal weet hoe hierdie dinge kan gebeur. Ons moet nou nie hals oor kop nie. Want die dringendste ding wat vir ons as 'n bate kan oorbly na hierdie ingrendeltyd, is om gesond en lewend aan die kant uit te kom. Dis wat vir ons die belangrikste is. Ek seën vir jou in die naam van ons Here. Die genade van Vader wat vir jou liefhet. En van Jesus wat vir jou sy lewe gegee het. En van die Heilige Gees wat in jou woon, bly met julle almal.